Groot voorreg om vanmôre saam met julle die Here te kan dien. Daar's geen plaasvervanger vir die teenwoordigheid van die Here nie. Geen. En sy teenwoordigheid kom in die woord, sy teenwoordigheid kom onder gebed, en wanneer ons aanbid, en ek wil vir u sê dat die kerk moet leer dat ons onder gebed so in God se teenwoordigheid kan inbeweeg, en bly ook. Dis iets wat ek en hy moet aanleer. Soms is die liggaam moeg. Wie van julle het dit al agtergekom? Maar wanneer ons onder gebed of in die woord of lofprysing begin inbeweeg God se teenwoordigheid, dan beleef ons soos wat Jesaja geskryf het, sy magtige teenwoordigheid bring lig. Nou, ek weet nie of jy vanmôre ervaar het nie, ek het hier buite gestaan, en as jy so in die koue staan, dan voel jy, ja, dit vat aan die lyf. Jy beweeg stadiger, jy's net nie so waar jy moet wees nie. En dan stap toe ek in die son instap, toe sit soos in, wonderlik. Nou dis net so wanneer ons in God se teenwoordigheid instap. Bring lig en lewe. Lees vanmôre saam met my Jesaja 60 vers 1 tot 4a. Kom ons lees, hier agter my staan dit, en hierdie is die 53 vertaling. Staan op, word verlig, want jou lig kom. En die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek. Wie van u sien hierdie saak, hoe dat die duisternis die aarde oordek? Jy sien dit net waar jy beweeg. En donkerheid die volke. As ons praat van volke, praat ons van mense. Joh, ek weet nie van u nie, maar dit is asof daar geen geduld is nie. Geen verdraagsaamheid nie. Wie van u beleef dit? Maar oor jou, sê gou vir jouself, maar oor my. O, Vaderland, Here, help ons. Maar oor my. Oor jou sal die Here opgaan. Dit beteken sy magtige teenwoordigheid. Dit beteken lig. Beteken vrede ten spyte van dit wat jy rondom jou beleef. En sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Daar kom 'n sintuig in. Dit sal gesien word. Nie net ervaar word nie. Gesien word. Julle lyk goed vanmôre. Daai glimlag. Ja, ek weet, dit is koud. Maar dit sal gesien word, vers 3. En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Slaan jou oë rondom op, en kyk, hulle almal kom bymekaar. Kom ons lees gou die Engels. Let's read the English. Isaiah 60 verse 1.
Arise. Wie ken hierdie liedjie? Shine, for your light has come. Arise from the depression and prostration in which circumstances have kept you. Jy al agtergekom hoe kan omstandighede jou vashou? Maak jou swaar. Maak dat jy nie kan beweeg soos wat jy moet nie. En dan sê hy, rise to a new life. Shine, be radiant with the glory of the Lord, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon. Dit het reeds gebeur, so tussen ons. Dit het reeds gebeur. Pastoor, hoe so? Het julle agtergekom, Jesus het opgestaan. Hy leef. Volgende teksvers. For behold, darkness shall cover the earth, and dense darkness all peoples. But the Lord shall arise upon you, O Jerusalem. Sê gou, the Lord shall rise upon you, O Edmund. Moenie ou Edmund, nie maar. Jy hoor wat ek vir u sê. Sit jou naam daarin. En ek het niemand gehoor nie. But the Lord will arise upon you. Sê jou naam. Ja. The Lord will arise upon you. Dis al so erg, jy glo al so die depressie en die swaar en die negatiewe dat jy nie meer anders kan sien nie. And his glory shall be seen on you. Nooit, pastoor, ek het in my wildste drome nie gedink dit sal met die kerk kan gebeur nie. Hoe so? Ag pastoor, jy weet, daar is nie veel mense rondom my nie. Ek was nou al soveel keer sekere goed vertel en gesê. Kan ek met respek vanmôre iets sê? Hoop luister na wat mense sê en begin luister na die Here. Begin luister na wat God se woord vir jou sê. Because darkness is over the earth, and in, wat sê hy daar? Kom ons kyk gou weer, wat sê hy? Dense darkness over all people. My maat, as ek jou net kan trap om bo uit te kom, sal ek gelukkig wees. Dense darkness. Dit gaan, en weet julle wat sê die woord? Hy sê in die laaste dae, die wat skoon is, gaan wat word? Nee, ek moet so sê nie. En die wat boos is, gaan? Nee, julle verstaan nie mooi nie. Hoor jy wat ek vir u sê? Die wat vuil is, gaan vuiler word. Daar gaan 'n groei wees. Verstaan die kerk, hoekom dit so belangrik is, dat jy alles in jou, alle pogings, alle dele in jou lewe moet doen, alles in jou vermoë moet doen, om heilig te lewe. Want weet jy wat het die Here gesê? En nou die aand, man, dit het by my opgespring, iets geweldigs. Ons praat, ek kan nie eens onthou met wie ek gepraat nie. Praat ons praat oor heiligheid, en die persoon sê vir my, ja, maar ons streef na heiligheid, dis waar. Maar die Here het nooit gesê, streef na heiligheid nie. Hy het gesê, wees heilig. Dit klink mooi om te sê, streef na heiligheid.
Maar wat sê hy vir my en vir u? Wees heilig. Hoe so? Wanneer ek my lewe in die hande van die verlosser Jesus Christus sit, dan kom die lig na my toe. Deur sy teenwoordigheid, deur sy gees wat in my woon, deur sy magtige teenwoordigheid. Sit vir ons daai laaste gedeelte op hy. And nations shall come to your light and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes round about you and see they all gather themselves together. They come to you. Jesaja, baie interessante boek. Omtrent hier by, ons skat, seker 700 tot 650 voor Christus. Nou, baie geskiedskrywers sê, dat hy self geskryf het. Baie geskiedskrywers meen, dat dit mense was, wat saam met Jesaja beweeg het, gehoor het wat hy met die volk gedeel het, en na die tyd neergeskryf het, ongeag. Maar die groot ding wat ek en u moet verstaan is, vir Jesaja het dit gegaan oor jou wandel, jou verhouding met God. En hier by Jesaja 59, 58, 59, sê hy een ding, hy sê, kom terug en kom sit by die voete van die Here. Sodat jou sonde vergewe kan word. En by Jesaja 60, kom hy en dan sê hy weer iets anderste. Dan sê hy, staan op, jou lig het gekom, jy's vergewe. En hierdie boek, die boek Jesaja, kom met twee groot temas na vore. Die eerste ene wat ons sien, is die messiaanse boodskap. Die boodskap wat eintlik maar verwys na die evangelie. Vir hulle was dit iets wat nog gaan kom. Die Messias gaan kom. Hy gaan hierdie wêreld kom verlos. Hy gaan hy kom vrede maak. Hy kom jou herstel sodat jy 'n fantastiese beter lewe kan lei. En dat jou einddoel nie verlorenheid sal wees nie, maar die lewe wat God gee, soos hy dit bedoel het in die tuin van Eden. Want wat het hy daar gedoen? Hy het met Adam en Eva gewandel. Toe hulle ongehoorsaam is en hulle sonde doen, hulle die doel mis wat God vir hulle gesê het, wat doen hulle? Hulle kruip weg. 'n messiaanse boodskap wat sê daar kom 'n verlosser. Hy kom vir my en vir jou. En daarom skryf Jesaja, hierdie hele tema van Jesaja, die boek Jesaja, beteken verlossing. God gee verlossing. Nie net vergifnis nie, maar verlossing. En dit kom in sy teenwoordigheid. Die begrippe wat Jesaja hier gebruik is, oordeel oor sonde en geregtigheid, wat beteken regte verhouding met God. En hierdie kragtige profetiese, want Jesaja is 'n profetiese boodskap. Hy sê die Here wil jou, God gaan jou kom verlos. Wat het gebeur? Jesus het aan die kruis kom sterf en hy het opgestaan. Ek en jy het verlossing ontvang. As jy sê, Here, ek glo dit, ek vat dit met my hele lewe, dan sê die Here, dis joune. So die messiaanse boodskap kom deur. Maar ook is dit 'n eskatologiese boodskap. Pastoor, waar gaan jy nou?
Eskatologies beteken die boodskap aangaande die einde van die tyd. Dit beteken 'n boodskap van hoop vir my en vir jou, dat binnekort gaan Jesus terugkom, en hy gaan die kom haal, wat skoon en rein is, sodat ons by hom kan wees. Dis 'n eskatologiese boodskap. En jy sien, dit word geskryf vir Israel wat in ballingskap is, maar dan word ook vir hulle hoop gegee. En dan sien ons in vers 2, dieselfde is op ons van toepassing, dat daai selfde boodskap van hoop word vir my en jou gegee. Ons staan in sonde in hierdie sondige wêreld, maar ons word vergewe, ons word skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Vanmôre sê jy dalk vir my, pastoor, maar jy weet nie wat ek in my lewe gedoen het nie. Dan wil ek vir jou sê, weet jy, die bloed van Jesus is so kragtig, jy is reeds vergewe, jy weet dit nog net nie. Jy's reeds voorbetaal, jou sonde. Want toe Jesus aan die kruis sterf, toe sê hy, dit is volbring. Is klaar gedoen. En weet jy wat, dis nie net klaar gedoen nie, Jesus kom sê daar, ek hou niks teen jou nie. Wie hou iets teen jou? Jyself. Die baie keer agtergekom, mense kan hulle self nie vergewe nie. Kom ons wees eerlik, jy luister na wat Satan sê, want hy fluister in jou oor en hy sê vir jou, maar jy is nie waardig nie. Onthou jy daai tyd toe jy dit in jou lewe gedoen het? Ja, ek onthou dit. O Here, moenie sê o Here nie, sê o Satan, ek het groot nuus vir jou, dis reeds voorbetaal. Dis klaar afgeskryf. Dis klaar mee gedeel. Ek hoef niks meer te doen nie. Jesus het alles klaar gedoen aan die kruis. En weet jy wat sê die woord? En quoteer dit. Satan, weet jy wat sê die woord? Staan op, jou lig het gekom. Staan op. Daai was vir die kerk, vir Israel gewees. Hy het gesê, jou lig kom. Ja, dit kom. Ek wil, weet jy wat staan vandag vir my geskrywe en vir u geskrywe? Jou lig het gekom. Jesus het gekom. Hy het 'n plan en 'n doel met jou. Jy's vergewe. Jy's vrygespreek. Nie, waar is die probleem? Jy kan jouself nie vergewe nie, maar jy kan jouself ook nie vryspreek. Jy kan jouself nie vergewe nie, jy kan jouself nie vryspreek nie. Het jy al ooit gehoor mense wat sê, ek sal myself nooit vergewe? Dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Wie is ek om te besluit wat God vir my gedoen het aan 'n kruis? Wie is ek om te sê wie ek kan vergewe en wie nie? Ek praat nie eens van ander mense nie. Ek praat vanmôre van jouself, want onthou die woord sê, laat elkeen sy eie heil met vrees en bewering voor God uitwerk. God het nooit gesê, gaan staan vir 'n ander nie. Jy gaan voor God staan. En weet jy wat?
Baie mense gaan voor God staan en ek wil hê jy moet net hierdie storieetjie vir 'n paar sekondes hoor. Daar gaan 'n geween en 'n geknars van tande in die hel wees. Ja, pastoor, want daar's nie suurstof nie, daar's niks wat van God afkom nie. Nee, weet jy hoekom gaan daar geknars wees? Want mense gaan sê, hoekom het U my nie vrygemaak nie? Hoekom het U my nie gered nie? Ek is sommer kwaad vir U. Hulle gaan op hulle tande knars, omdat God hulle nie vrygemaak het nie, maar jy was die persoon wat moes kom op die punt, dat God se werk ten volle in jou lewe kon werk. En aan die ander kant te geween, Here, hoekom het U my nie gered nie? Dink vir 'n oomblik daaroor. Die Here sê dit, my kind, dit was klaar gedoen. Die prys was volmaak. Die offer was volmaak. Hoekom het jy nie vergewe nie? Here, maar jouself. En dan jou naaste soos jouself. Want die lig is duisternis. En mense hou so daarvan om jou nog steeds skuldig te laat voel. En Jesaja kom, hy sê, weet jy wat, die sleutelwoorde wat in hierdie hele boek gebruik word, is redding, verlossing, verlosser, geregtigheid, vrede en uitkoms. Dis die woorde wat die meeste gebruik word. Behalwe die boek Psalms, is daar geen boek in die Ou Testament. Hoor my vandag. Behalwe Psalms is daar geen ander boek in die Ou Testament met 'n meer kragtiger en 'n toepasliker boodskap vir my en vir u vandag. Die hedendaagse kerk wat van Jesaja afkom. Wat hy sê, weet jy wat, kry klaar, breek met sonde. Kry klaar met sosiale onreg, ingesteldheid op sinnelike bevredigings, vertroue, suiwer op net menslike vermoë. En as ons dit begin praat, dan sê ons pastoor, maar dit klink soos die gebeure van ons dag. Dit was gebeure alreeds in Israel se tyd. Skynheilige nabootsing van ware godsdiens, 'n gedaante van godsaligheid, maar ons het die krag daarvan verloor. Nee, pastoor, dit kan nie wees nie. Ek en jy moet besef dat Jesaja daai tyd al gesê, Here, die grootste begeerte is dat die mens vry moet wees. As ek vanmôre sê vry moet wees, jou hart vry moet wees. En jy in verhouding met God sal lewe. Want as ons dit doen, dan verander alles in jou lewe. Ek gaan hier afsluit. Ek het nog baie om vir u te sê. Maar vanmôre is die groot saak vir my en vir u, dat ek en jy op 'n plek sal kom, waar ons hart voor God uitstort, en waar jy sal opstaan en sê, my lig het gekom. En ek wil hê, kom ons lees weer van vers 1 af, en ek wil hê, in die lig van die bietjie wat ek met u gedeel, daar's baie kragtige goed wat ek nog met u kan deel. Sit dit vir ons asseblief op die bord. Lees nou saam met my vanuit daardie bril. Afrikaans, asseblief. Staan op.
word verlig. Stand up, for your light has come. And the glory of the Lord is risen upon you. Die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Die heerlikheid, sy magtige teenwoordigheid gaan oor jou op. Wat is die probleem? Waar lê die probleem? Pastoor, weet jy, ek is nou nie heeltemal seker, ek sal vir jou sê waar lê die probleem. Is verhouding met God. Kom ons hou op om die Here soos 'n spaarwiel te gebruik, net wanneer die nood tref, net wanneer daar moeilike sake is. O Here, nou moet U help. Dit moet nie wees, o Here, nou moet U help nie. Dit moet wees, Here, dankie dat U by my is, dat U Gees in my woon en dat U my deur hierdie saak gaan help, want my lig het gekom. Ons lewe nie meer uit wat moet gebeur nie, ons lewe vanuit wat klaar gebeur het. Jesus het gesterf, die prys is betaal. Jou lig het gekom. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek. Het jy agtergekom, dit word nie makliker nie. Daar's al hoe meer onreg. Daar's al hoe meer goed wat uitkom. Daar's al hoe meer. En ek wil vir u sê, dit gaan nie makliker raak nie. Hierdie is net die woord wat afspeel voor ons. In donkerheid oor die volke. Maar oor jou sal die Here opgaan. Ek gee nie om wat hulle doen en wat hulle sê nie. Pastoor Johan, oor ons sal die Here opgaan. Die Here sal ons beskerm. Die Here sal ons dra. Weet jy wat, ek sal nooit vergeet in daai, weet jou hart het dit my geslaan, Pastoor Johan, doen ons senior burgers een oggend, bring hy die boodskap, en hy vertel, was dit in die, wat se jare was dit? In die depressie, ne? Groot. Met die hoenders. 40s, 50s. Weet jy, kom vertel hulle gou. Asseblief, Pastoor Johan. Ek was so geïnspireer, ek weet jy dit miskien al gehoor, maar hoor dit dalk vir die eerste keer. Vertel hulle gou. Ja, dit is 'n ou broer, ek was toe 'n jong ouetjie so van 223, ons het saam bedien by plekke, maar u wat ouer is, sal breed as ek praat van die ou Pinkstergeslag. En hy was 'n voorman by, destyds het ons 'n provinsiale afdelingsraad gehad. En hulle het oor die naweek, hulle die damme mos geskrop. Wie ken 'n skrop? Dat jy agter 'n trekker sit, dan bou jy 'n dam, jy skrop hom. En dit het die naweek verskriklik gereën. En hier teen 9 uur, se kant het sy mense, sy span onder hom nou 'n bietjie breek gehad, vir jy weet hulle, wat snaap te eet, hulle ontbyt. En daar was groot finansiële behoefte in hierdie huisgesin. En hy stap so een kant. Nou moet jy weet, dit het die naweek gereën, dis hierdie losgrond wat geskrop is, dis papmodder. Toe so kyk, toe lê daar 'n splinter nuwe 5 pond noot op die modder. Hy sê, dankie Here. Maar wil jy vertel van die hoenders wat deurgestap het deur die draad? Ja, dit is kosbaar. Jy weet, wie van u onthou nou in die ou dae, jy het 'n jaard gehad en 4 jaar met 'n besem. Wie ken dit? Okay. En hulle het 'n hen gehad met dagoud kykentjies. En daai tyd het die ouens mos as jy gewerk het hierdie topboetse gedra. Jy weet, ken jy die topboets? En hy loop oor die werf en een van daai kykentjies beland onder daai boot van hom. Hy sê en op die grond wat gevee was, met permissie gesê, het die ou kykentjie oopgebars en die binnegoedjies het so. Hy tel daai kykentjie op en hy sit hom in sy hand en hy lê sy ander hand op daai kykentjie en roep die Here aan en hy, terwyl hy bid, toe trek daai binnegoedjies so terug in die kykentjie. Dit was 'n klein hennetjie. Hoe weet ek dit? Sy het groot geword en eiers gelê.
Jou lig het gekom. Nou vra ek vir u, wat is ons probleem? Dat ons nie meer, ons glo in God, maar ons het nie vertroue in hom nie. Daar's baie mense wat glo hy bestaan. Maar ons het nie vertroue nie. En vanmôre wil ek jy staan saam met my. Sit vir ons daai, ek gaan net daai laaste gedeeltetjie, vers 3. En dan vers 4, hoor. En nasies sal trek na jou lig toe. Ek het nie eens oor alles gepraat nie, maar ek wil sê, weet jy wat, mense sal erken dat Jesus Christus in jou is. Begin so leef. Jou lig het gekom, Jesus het gekom, jy's vergewe, jy's vrygespreek en deur sy gees bekragtig. En koning sal na jou stralend opgaan. Ek wil eendag oor dit preek. Ek wil oor dit praat. Want hy sê, slaan jou oë rondom jou op en kyk. Kyk. Ek wil vir jou sê, sien wat die Here vir jou doen. Begin leef met die verwagting, dit wat die Here vir jou doen. Jy's vrygemaak. Jy's bekragtig. Jou lig het gekom. Jou lig straal uit jou uit. O, Here, help die kerk dat ons weer sal sien, U leef binne in ons. U het ons bekragtig, U het ons geroep, U het ons versterk. Ons is so verneder. Dis ander wat mos nou die sielkundiges, en ek het niks teen dokters en sielkundiges en goed nie, maar weet jy wat, in die jare wat pastoor Johan nou van gepraat het hulle gesê, my boetie, my sussie, kom hier, laat ons saam bid. En weet jy wat, ons het nie die wysheid en die kennis gehad in daardie jare nie, maar ons het God se gees gehad, wat vaardig geraak het, en mense was bevry, mense was verlos, mense het uit beddens uit opgestaan. Kerk, wat het van ons geword? Ek is in die teologiese college van die pastore, ons AGS teologiese college. Pastoor Tini Cronje, ons gaan na hom toe, ons gaan so 'n bietjie vir 'n week by hom kuier, en hy, kyk, ons is so angstig en ons is gedryf en ons wil iets vir die Here doen. En hy sê naderhand, ek hoor hoe staan hy in die kombuis na hy koffie gegee het. Hy sê, my vrou, wat kan ons vir hierdie studente gee om te doen? Hulle werk nou op my senuwees hier in die gemeente. En hulle is te besig. En sy sê, weet jy wat, gee vir hulle salfbotteltjies en stuur hulle hospitaal om vir die siekes te bid. Hy sê reg so. Nou roep hy allemaal by mekaar. Hy sê, hier is vir jou salfbotteltjie, 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 salfbotteltjie. Jy gaan na daai saal en daai saal en daai saal en daai saal in Pretoria. En julle bid net vir die siekes. Salf hulle en bid vir hulle. Ja, halleluja, prys die Here, hulle is gecharge. En seker 2 ure later bel 'n dokter van die hospitaal af. Hy sê, pastoor, hoe gaan dit met jou? Hy sê, nee, baie goed, en jy, my broer? Hy sê, jy moet hospitaal toe kom. Jy het 'n klomp mense hier ingestuur met salfbottels, en al wat hulle doen is, hulle lê hulle hande op, hulle bid en hulle salf vir mense. Hy sê, weet jy wat? Hy sê, die mense word gesond. As hulle so aanhou, gaan ons niemand in die hospitaal hê nie. Die pastoor sê, regtig? Hy sê, pastoor, jy moet kom. Hy sê, my broer, en wat wil jy moet ek doen? Vir hulle sê, hulle moet stop dat niemand gesond moet word nie. Hulle het daardie dag 29 genesings gehad. 29 mense het uit beddens uit opgestaan, wat nie soveel my keer het nie.
En al wat die dokter vir die pastoor sê is, pastoor, vat hierdie ouens terug na jou gemeente toe. Hoor jy wat ek vir u sê? Ek is nie daar om vanmôre vir u te sê, hoor hierso, spring op en af en gaan te kere, bid vir jou maats, doen dit. Doen dit. Want weet jy wat moet ons besef, ons lig het gekom. Jesus doen die werk, nie jy nie. Jesus verander omstandighede, nie jy nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus verander jou hart, nie jy nie. Dis nie jou besluit nou, al wat jou besluit is te sê, Here, hier is ek vertrou U met my hele hart, ek glo nie, buitendien U is die Seun van die lewende God, die Almagtige, maar ek vertrou op U. Dis die Here wat die wonderwerk doen. Jy sit dalk en jy wonder, Here, wat is my doel, in wat ook al, of dit gebedsbediening, berading, woord, hospitaalbesoek, wat ook al. Ek wil vir jou sê, die Here het 'n doel met elkeen, en dis hoekom ons 'n liggaam is. Maak jou oë toe daar waar jy staan. En al wat ek wil hê, jy moet bid, is sê, Here, ek staan op, want U het vir my gekom. Sê dit vir die Here. Ek staan op, want U het vir my gekom. U het vir my gekom en U wil hê ek moet lewe. Ek moet U lig laat skyn in hierdie wêreld. Hierdie wêreld is donker, ons weet dit, Here. En mense stap in boosheid en in donkerte meer en meer, maar Here, dankie dat U lig oor my opgaan. Dankie dat U my beskerm. Dankie Here dat in die donker tye en oomblikke van hierdie lewe ek verander lig kan wees. En Here, dank ons U vanmôre dat hierdie tafel spreek van daardie lig. Elke keer as julle van hierdie brood neem, en elke keer as julle van hierdie sap drinke, van my bloed, dan verkondig julle my dood. Julle verklaar dat die prys betaal is. Julle verklaar dat jy vrygemaak is. Jy verklaar, my kind, jy verklaar dat ek in jou woon en my gees in en deur jou beweeg, sodat ander ook by my kan uitkom. En bevry kan word, verlos kan word van die bose. Dankie vanmôre vir hierdie tafel, dat ons vanmôre deel aan hierdie tafel kan hê. En Here, terwyl ons hierdie ou broodjie neem, en terwyl ons hierdie kelkie gebruik vanmôre, dat ons sal sê, my lig het gekom, Jesus het gekom vir my. Ek is vrygekoop. Ons bid dit in Jesus naam. Gaan vra dat die broers, terwyl die staan, net vir 'n oomblik, die broers wat my gaan help,